wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, prys sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Ek wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, prys sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, prys sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Ek wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, prys sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Ek wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, prys sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Ja, ek wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, prys sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Ja, ek wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, prys sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Ek wandel met hom, halleluja. Ja, ek wandel met hom, prys sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Ek wandel met hom, halleluja. Ja, ek wandel met hom, prys sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Ek wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, prys sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Ek wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, prys sy naam. Ja, ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Ja, ek wandel met hom, halleluja. Ek wandel met hom, prys sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. Halleluja, ek wandel met hom, halleluja. Ja, ek wandel met hom, prys sy naam. Ek dwaal nou nie meer, ek het huiswaarts gekeer. Ek wandel en praat met my Heer. The King and I, we walk and talk together. The King and I had fellowship so through. He guided me to that land of life eternal. The King and I, the King and I, the King and I.
walk and talk together. The King and I had fellowship so true. He guided me to that land of life eternal. The King and I, the King and the King and I, we walk and talk together. The King and I had fellowship so true. He guided me to that land of life eternal. Oh yes, the King and I, the King and I. Oh, the King and I, we walk and talk together. Oh yes, the King and I had fellowship so true. He guided me to that land of life eternal. The King and I, the King and I, oh yes, the King and I, we walk and talk together. The King and I had fellowship so true. He guided me to that land of life eternal. The King and I, the King and I. Lord, oh, please let me walk with you, Jesus. Don't ever leave me alone. For without thee, I can never make heaven my home. Oh, please let me walk with you, Jesus. Don't ever leave me alone. For without thee, I can never make heaven my home. Oh, please let me walk with you, Jesus. Don't ever alone, alone. For without thee, I can never, oh yes, I can never make heaven my home. Oh yes, please let me walk with you, Jesus. Don't ever leave me alone. For without thee, I can never make heaven my home. Oh, please let me walk with
can never make heaven my home. Oh, praise die naam van die Here, hallelujah. I could never make heaven my home, hallelujah. Praise die naam van die Here. Amen en amen. Vader, ons wil baie dankie sê dat ons in hierdie môre so saam kan wees in die mooi naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. O Here Jesus, wanneer ons hierdie koortjie sing, dan besef ons net een ding: ons kan nooit dit toelaat in ons lewens om nie saam met u te wandel nie. So dankbaar in hierdie dag, Here, dat u gewillig is en dat u dit so bepaal het dat ons saam met u kan wandel. O Here, dankie. En ons weet, om met u te wandel is om in waarheid te lewe, waarheid te doen en in die waarheid te wandel. Dankie dat ons dit in ons lewe ondervind. Wanneer ons met u wandel, o Heer, dan gebeur daar wonderlike dinge in die gees, ja, selfs in die vlees, soveel veranderinge, Here, word meegebring, dat ons alleen met u kan wandel in ons hele lewe as kind van God. Daarom bid ons in hierdie môre, Here, laat ons dit sal najaag om met u te wandel in waarheid. Baie, baie dankie, Here, dat ons u nie net volg nie, kruis opneem, self verloon en u elke dag volg om u disipel te wees nie. Maar Here, in die volg wandel ons ook met u. Halleluja. En daarom wil ons u eer, dat u ons op die plek gebring het deur die bloed van die lam, sodat ons waarlik saam met u ook kan wandel. Verheerlik u naam dan in elkeen se lewe. En ons dank u in hierdie dag, Here, dat ons weer eens kan saam bid vir almal wat siek is. O Here, u het dit gereeld dag vir dag gedoen om siekes gesond te maak. En u verwag van ons om dieselfde te doen as wat u gedoen het. Here, daarom bid ons vir die siekes elke dag van ons lewens. Want u is die groot geneesheer wat omgee vir elke mens. Nie net na hulle siel en gees nie, maar ook na die liggaam. Dat dit met die liggaam ook goed sal gaan. En ons prys u. Dis waarom u die wonde opgedoen het, Here. Dat daar genesing vir elkeen kan wees in die naam van Jesus. Doen dit vir elkeen. Verheerlik daardeur die naam en maak hulle volmaak gesond en ons prys u daarvoor. So bid ons dan in hierdie môre, Here Jesus, vir al die gebedsversoeke. Daar is so baie in hierdie tyd waarin ons lewe. Here, baie wat bid, vra die Here oor alles wat gebeur en die onsekerheid wat by die kinders van die Here is, wat gaan gebeur. Here, gee vir elke kind van u vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dat hulle nie sal kwel oor die dinge wat moontlik gaan gebeur en die dinge wat gaan gebeur oor die hele wêreld. Maar laat hulle binne in u vrede in al hierdie dinge sal wandel, meer as oorwinnaars. Daarom bid ons vir die gebedsversoeke, Here, want daar is so baie verskillende gebede. Maar ons vra die Here om te antwoord na u goedertierenheid. Ja, Here Jesus, en laat u wil in elke gebedsversoek sal gebeur. Baie, baie dankie
dat ons weet dat U hoor en antwoord gebed en ons verheerlik U daardeur in Jesus naam. So wil ons saam bid weer eens, Here, en ons wil heel eers dankie sê vir al die reën wat ons in hierdie land en buurlande ontvang het. Dankie, Here, wonderbaarlik is U. U is een wat getrou is, U is een wat die gebed van die mens hoor. En dit antwoord. Dankie vir al die reën, maar ons bid, Here, vir die plekke waar het nog droog is, dat U daar ook sal reën gee. O, Here, verheerlik U self daarin, dat U reën gee op al hierdie plekke. Laat U verheerlik sal word. Dink aan daardie mense, Here Jesus. Met vreugde sien hulle aan die reën wat ander ontvang het. Nou, Here, in hulle binneste is daar hartseer, omdat daar nog nie vir hulle reën is nie. Baie, baie dankie, dat U ook in hulle behoeftes sal voorsien en vir hulle reën sal gee, tot verheerliking van U wonderlike naam en ons prys U. So bid ons Here dan ook vir die woord in hierdie môre. Dat die woord van die Here deur die Heilige Gees gedryf sal wees, sodat ons geleer en geleid kan word in die hele waarheid. Here, want dit is nie een van ons se woorde nie. Ons moet dit net glo. Dit is U woorde, dit is die Vader se woorde. En die Heilige Gees herinner ons aan alles wat U gespreek het. En daarom eer ons hier hierdie dag, dat U weer eens, deur die Heilige Gees, U woorde, wat die Vader se is, aan ons kan deurgee, en laat U woorde aan ons geopenbaar kan word, sodat ons kan verstaan wat die woord van die Here vir ons sê. Baie, baie dankie dat U die Heilige Gees gegee het. En daarom bid ons in hierdie oomblik oor die Here. Halleluja. Laat elkeen wat 'n oor het hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En die Here Jesus, laat elke oor met U bloed bestryd sal wees, sodat hulle sal ontvang die ware woord van God. En laat U daardeur verheerlik word. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om so saam te wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Wees dankbaar teenoor die Here dat ons by die huis is. En ons eer die Here vir al sy goedheid, dat hy ons dag vir dag dra. Halleluja. Ek is pastoor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. Ons is in die tydperk van die kruisiging. Tot nou toe is ons besig met alles wat in 40 dae gebeur het. Dit wat die skrif vir ons deurgee en hoe belangrik elke gebeurtenis is vir ons geestelike lewe. En daarom wil ek laas Sondag se boodskap aanhaal oor die olie in die kanne is die liefde en die vlam is die Heilige Gees vuur. Want die Heilige Gees is in ons harte uitgestort. Ag, die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat ons ontvang het. So wat hier vir my wonderbaarlik is dat die liefde en die Heilige Gees werk saam. Dis 'n eenheid wat gevorm word. Ek kan nie die liefde van God in my hart hê as ek nie die Heilige Gees het nie. En ek wil dit omdraai en sê, ek kan nie sê ek het die liefde en ek het nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees en die liefde werk saam. Die een is die olie, die ander een is die vuur, wat die vlam maak. En daarom glo ek dat ek as kind van die Here, wat hierdie liefde deur die Heilige Gees, wat in ons harte uitgestort is, ontvang het. En hierdie liefde beteken vir ons, in die tyd wat Christus nog op die aarde was, iets wonderbaarliks. En die Here het met my daaroor gepraat, en ek wil dit graag deurgee soos wat die Here dit vir my gegee het. En ek wil hê jy moet saam met my blaai na Lukas 24 toe. Lukas 24, kom ons gaan lees dit gou daar saam. Een van die wonderlikste
gebeurtenisse wat plaasgevind het na die opstanding van die Here. Ons weet dat die Here Jesus het aan die disippels verskyn, maar voordat hy aan die disippels verskyn het, het daar 'n groot wonder plaasgevind. En die woord van die Here sê in Lukas 24, vanaf die 13de vers. Oh, halleluja. Halleluja, hy sê die woorde, en 2 van hulle was dieselfde dag. Dit is 2 disippels. Nou, as ons die woord van die Here reg verstaan, en ook die, kom ons sê, die geskiedenis, of wat ook al navorsing wat gedoen is, het die Here Jesus aan oor die 500 mense verskyn. En die mense aan wie hy verskyn het, was disippels gewees, volgelinge van die Here Jesus. En 2 van hulle was dieselfde dag, die dag van die opstanding, nie op 'n ander dag, die dag van die opstanding, op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem al was, met die naam Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Halleluja. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kan sien, kan herken nie. En ek dink, dat dit is een van die dinge wat in die dae waarin ons lewe gebeur met kinders van God. En dit is, dat hulle erken nie die Here Jesus. En ek wil net dit sê dat die Here Jesus hierdie 2 praat oor alles wat gebeur het, oor die kruisiging, die dood en ensovoorts, en dat die Here het gesê hy sal opstaan, maar toe die Here saam met hulle begin wandel, toe herken hulle hom nie. En daar is baie kinders van die Here vandag. Die Here, hulle wandel saam met die Here, maar hulle herken hom nie. Dit is eintlik 'n droewige saak, dat jy saam met die Here kan wandel en jy erken hom nie. Soos dat ek gaan van plek tot plek en mense, as baie kinders van die Here, en as wonderlike kinders van die Here, wat Christus erken wat saam met hulle wandel. Maar daar is van hulle wat saam met die Here Jesus wandel, maar hulle herken hom nie. Halleluja. En ek gaan nou vir u sê, waarin herken ons hom? Volgens hierdie woorde. Hy sê die woorde, 17e vers, en hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? As hierdie 2 nie die Here Jesus lief gehad, sou hulle nie bedroef gewees het. Want hy het gesterwe, hy het gesê, hy sal opstaan. Daar het nog niks gebeur. Hulle kom van Jerusalem, maar hulle is op pad na Emmaus. En hulle het van Jerusalem gekom sonder om te hoor dat Jesus opgestaan het. En die woord van die Here gaan verder. En een wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? En weet u nie van die dinge wat in hierdie daarin gebeur het nie? Weet u nie, Here, weet u nie? Halleluja. Ek wil net dit sê. As die Here,
kom ons, ek wil nie sê as die Here, maar kom ons sê maar, as die Here saam met jou wandel, en jy kom in gevaar, jy verloor 'n geliefde, iemand kry seer. Wil ek dit vir jou sê? Dat die Here weet alles. As jy hom net kan erken wat saam met jou wandel, sal hy jou droefheid in blydskap verander. Sing daai koortjie wat ons al reeds gesing het, ek wandel met hom, halleluja. Glo jy dit? Beleef jy dit? Is dit so in jou lewe? En jy sê, please let me walk with you, Jesus. Daar is nie 'n probleem by die Here nie. Erken hom net wie saam met jou wandel. Dan gaan hy verder en hy sê die woorde. En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, halleluja. Die dinge aangaande Jesus. Ek wil vandag vir u sê, dit wat in Jerusalem gebeur, het in Jerusalem gebly, tot die Here homself geopenbaar. En toe word dit aan die hele wêreld versprei. Halleluja. Sê verder, die dinge aangaande Jesus die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die volk. Sê die wonderlik, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. Dis seker die mooiste iets wat iemand kon sê. Want hy was tussen God en die volk. O, halleluja. Want hy was die seun van die Vader. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig. Ek wil nie vandag oor hierdie vers praat nie, want wanneer ek dink aan die kerkwêreld, die Pinksterkerk, wat die waarheid van God se woord gedra het al die jare. En ons sien hoe dat hulle aan predikers wat in diens is van hulle kerk, hoe hulle hierdie mense onregverdig behandel. Hulle sal nie eenmaal terugkeer na die woord van die Here en sê, laat ons teenoor hierdie prediker optree volgens God se woord. Nee, hulle tree op teenoor volgens die reëls van die geld en van die kerk. En die ergste van hulle is, van alles is, hulle tree teenoor predikers op as gevolg van geld. Hulle gee nie om of hulle predikers verwoes, net solank hulle geld in die hande kan kry. Besittings in die hande kan kry. Wat van daardie prediker word, gee hulle nie om. Ek wil vir u sê, dat net soos wat dit by die Here gebeur het, dat hulle hom verloon het, so verloon die kerkhoofde, predikers in diens van hulle genootskap. En nie net hulle nie, maar ware aanbidders, kinders van God,
word verloon terwille van geld. Dan gaan die woord van die Here verder. En ons het gehoop dat hy was wat Israel sou verlos. Ons het gehoop. Ons weet die Heilige Gees was nog nie daar nie. Maar hierdie mense het gehoop daarop dat het hy is wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag dat dit plaasgevind. Derde dag. Hy is die Vrydag doodgemaak. Hy was in ons tye Saterdag dood. Vrydag, Saterdag het hy gesterf. Saterdag was en volgens ons tye, toe staan hy op die derde dag, op die Sondag. Dit is gekruisig op die eerste dag, dit is die Vrydag. Hy was in die doderyk gaan preek vir die geeste van die afgestorwenes die tweede dag. En op die derde dag het hy opgestaan en nou sê hulle, dit is nou al die derde dag van dit plaasgevind. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. Dit meen wanneer? Die derde dag, wat eintlik die eerste dag van die week is. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy leef. Is dat maar wonderlik. Ek wonder as die Here Jesus nooit aan een verskyn het, nadat hy opgestaan het, dat hulle in hom sou glo. Maar om alle twyfel en alles uit die weg te ruim, het die Here Jesus vir 40 dae lang aan die disippels verskyn. Die wêreld het dit nie geweet nie, nee, want hulle niks daarmee te doen. Maar die Here het gesorg dat daar oor die 500 mense is wat kan getuig dat hy leef. Oh, halleluja. En hierdie getuienis het van geslag tot geslag gekom in Israel en deur die heidense volke. Dat Jesus lewe en miljoene mense het tot vandag hom aangeneem as verlosser en saligmaker en daarom sal hulle ook lewe. Halleluja. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind, soos die vroue ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien. Daar is net een manier. Ons sing die ou lied, ek herken hom, ja, ek herken hom. Aan die merke van die wonde in sy hand verseker. Halleluja. Maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, onverstandig is, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek. En is dit nie vandag so nie. Die Bybel praat van die onverstandige diensknegt in Matteus 24. Hy praat van die Matteus 25 van die onverstandige maagde, die verstandige en die onverstandige maagde. En hier sê die Here vir hulle, onverstandig is. Waarom glo julle nie dit
wat die profete sê. Gesê, waarom glo julle nie die woorde nie? Selfs my woorde wat ek met julle gespreek het, want hulle dit gehoor. Waarom? En vandag is dit net so. Baie kinders van die Here, wat nie glo alles wat die Here se woord gesê het nie, alles wat die Here Jesus self op aarde verkondig het, alles wat Paulus en Petrus, Johannes, Judas ensovoort geskryf het in sendbriewe en selfs Openbaring. Waarom glo u as kind van die Here nie alles wat die Here gesê het? Waarom verdraai ons dit? Waarom verkondig ons leuns daarin? Wat nooit 'n werklikheid sal wees. Waarom? Is dit omdat ons hom nog nie gesien het, en ek dan die Here. Die Here het al aan my verskyn, maar al het hy nie, sou ek hom geglo het, alles wat hy gespreek. Want weet jy, waaraan herken ons hom? En ons gaan dit nou lees, voordat sê die woord. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die geskrifte en die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was. En hy gemaak het of hy verder wou gaan. Waarom wonderlik die Here? Die Here wou verder gaan. Hy het gemaak asof hy wou verder gaan. En soms voel dit vir jou. Die Here beweeg weg van jou. Jy voel, hy is by jou, maar jy kry net daai gevoel, ek weet, ken het. Maar hier gebeur 'n wonderlike ding. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, is dit nie mooi? Hulle het by hom aangedring. Weet jy wat het hier gebeur? Hy het saam met hulle gewandel. Hy het hulle ongeloof eintlik bestraf. Hy het hulle die skrifte uitgeleer. Hy was die hele tyd saam met hulle. En met ons gaan dit net so, die Here is met ons. En hy doen wonders, en die skrifte en die woord word aan ons geopenbaar. En die Heilige Gees leer en lei ons in die hele waarheid. Daar is iets interessant wat hier wonderbaarlik was. En hulle sê, bly by ons. Halleluja. Here, bly by my. Al verstaan ek nie, al herken ek nie, al weet ek nie. Bly by my. Want dit is amper aand en die dag het verg. Die dag het gedaal. Nou ek wil vir u sê, dis in ons tyd amper aan. Daar die middernag wat sal aanbreek, wanneer Jesus sal kom. En ek en u moet sorg, dat die Here by ons bly. Bly by ons. Nou gaan hulle verder en sê, en hy het ingegaan om by hulle te bly. Is dit nie wonderlik nie? Dat die Here in ons kom, sodat ons in hom kan wees en hy in ons. Prys die Here. Hoor wat sê die woorde, ek wil weer die gedeelte lees. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank. En hy breek dit en gee dit aan hulle. Hier is vir my iets baie wonderliks.
Ek weet ons hou nagmaalsdienste eenmaal 'n maand, die eerste Sondag van die maand. En dit wat hier gebeur het, is vir my altyd wonderlik, dat selfs hier by die eenbosgangers, dat toe hulle gaan sit, aan die tafel, toe neem hy die brood, prys dit, en dank. En daar is min kinders van God, wat vandag aan die tafel gaan sit, wat nie bewus is daarvan nie. Al breek die pastoor die brood, of 'n ouderling, of maakie saak. Dit is nie hy, geen prediker, geen mens, wat die offer vir die nagmaaltafel gebring het. Dit is Jesus. En wanneer daardie prediker dit breek, omdat ons saam met die Here wandel, omdat hy by ons bly, omdat hy ingaan na ons, saam ingaan, is dit die Here Jesus wat eintlik die brood breek, daaroor dank, en dit gee. Die woord sê, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdooi. Halleluja. Hulle het hom herken, toe hy dit doen. Hoeveel van ons herken die Here Jesus by die nagmaaltafel? Hoeveel van ons let op 'n ander een wat aan die tafel sit? Hoeveel van ons sê net, dis wonderlik, het 'n wonderlike nagmaal gehad, maar die een het die Here herken. Halleluja. Hierdie twee manne herken toe die Here die brood breek. En nou gaan die woord van die Here verder. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê nie. Hierdie gedeelte is die wonderlikste deel van hierdie hele hoofstuk. Was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het? Vir my wonderlik. Hulle harte het brandend geword, terwyl die Here met hulle gepraat het. En omdat hulle harte brandend geword het, terwyl die Here met hulle praat, al het hulle nie verstaan nie, al het hulle hom nie herken nie, maar hulle harte was brandend, en hulle het hom nog steeds nie herken nie. Hulle het nie herken die een wat saam met hulle wandel nie, maar hulle harte was brandend. En hierdie was vir my wonderlik gewees, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Halleluja. So wat hier gebeur het, hulle harte was brandend, hulle het saam met hom aan die tafel gesit, hy het die brood gebreek, en hy het vir hulle die skrifte uitgelê. Maar terwyl hy besig was om die skrifte uit te lê, het hulle hom nie herken nie. Eers by die tafel. En ek dink dat dit is die plek waar ons die Here Jesus moet uitken, is aan die tafel. Halleluja. Maar ons kan dit alleen doen as ons saam met die Here wandel. As die skrifte vir ons uitgelê word. Maar nou deur die Heilige Gees, wanneer ons aan die tafel sit, dan herken ons hom, dat hy die een is wat die brood breek en die beker vir ons gee. Nie die pastoor of niemand anders nie, hy self. Dan gaan die woord van die Here verder en hy sê hierdie woorde. Toe staan hulle
in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was. Wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle op die pad wat gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Halleluja. By die breking van die brood. Prys die Here, so het hy aan hulle bekend geword. Maar wat belangrik was in hierdie gedeelte, is dat hy die skrifte ook uitgelê het. En wat baie belangrik was, hulle harte het brandend geword, terwyl hy die skrifte uitlê. Terwyl hy saam met hulle wandel. Nou sê die woord van die Here vir ons in Lukas, en ek wil dit baie graag lees, die 12de hoofstuk. Ek kan die skrifte deurgaan en vir u wys wat werklik ook gebeur het. Hy sê die 12de hoofstuk, die 36, 35ste versie. Hy sê julle, laat julle heupe omgord wees. Nou ons weet dat die gordel van ons heupe is in die wapenrusting beskrywe. Laat julle heupe omgord wees met die waarheid. En julle lampe aan die brand. Halleluja. So as jy saam met die Here wil wandel, dan moet jy in waarheid saam met hom wandel. Daar's net een manier, en dit is met die hele waarheid in jou, moet jy saam met hom wandel. Halleluja. Want as jy die volle waarheid het, dan wandel jy in die waarheid Christus self se spore. Halleluja. En dan die lampe aan die brand. Nou ons het laas Sondag gehoor dat die lamp, die olie is in die kanne, is die liefde. So jy moet die liefde hê en die Heilige Gees hê, sodat die lamp kan brand. Maar dit alles begin by een punt, en dit is by die waarheid. Hierdie mense was bedroef gewees, want hulle het nog nie gehoor en hulle het nog nie ondervind dat die Here opgestaan het. Die disippels, ja, hulle het ondervind. Hy het waarlik opgestaan. Maar hierdie nie, hulle het geloop op hierdie pad en die Here self verskyn aan hulle. Halleluja. En hy wandel saam met hulle. En ons, volgens die woord, moet in waarheid wandel saam met die Here Jesus. En nou sê die woord van die Here ook vir ons in 1 Johannes, en ek wil net graag daar 'n versie of 2 lees. Die Evangelie van Johannes. Prys die Here. Oor wat sê hierdie Johannes alles? Bekendste gedeelte in die woord van die Here. 1 Johannes 1 vers 5. Hy sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig het. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Hierdie skrif is die grens tussen leuen en waarheid, tussen lig en duisternis. Ek wil dit weer lees. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het. Hierdie is in my wonderlik, die Emmausgangers het net saam met hom gewandel en hulle harte het brandend geword toe hy die skrifte aan hulle uitlê. Ek wonder hoeveel kinders van die Here vandag se harte word brandend as gevolg van die skrif wat die prediker vir hom bring. Hoeveel is daar? Dit was 'n wonderlike boodskap. Ek wil vir u sê, wanneer jou hart brandend word, dan is die liefde reg, die waarheid is reg, halleluja, en die vlam van die Heilige Gees is daar, om hierdie lig te bring. Oh, halleluja. Daar is niks
Daarom sê hy, die gemeente is die pilaar en die grondslag van die waarheid. Ek meen, die meeste kinders van die Here moet vandag sing, please let me walk with you, Jesus. Don't ever leave me alone. Please let me walk. Besef jy nie, dis die Here wat by jou aangesluit het om met jou te wandel. Die dag toe die Here jou siel gered het. En hy gee die Heilige Gees in ons binneste, sodat hy ons kan leer en lei in die hele waarheid en herinner aan al die woorde wat die Here Jesus gespreek het. En omdat dit so is, het die Here by jou aangesluit om met jou te wandel, sodat jy saam met hom kan wandel. En wanneer die Heilige Gees die skrifte vir jou oopmaak, dan sal jou hart brandend word in jou binneste. Die Here weet. Die volk van God het arm geword. Harte wat nie meer brandend is. As gevolg van predikers wat nie met die Here wandel. Wat nie met die Here in waarheid wandel nie. Hulle volg hulle eie siening, hulle eie idee, en dan sê hulle die Here het dit aan hulle geopenbaar, dan lieg hulle. Halleluja. En ek dank die Here, dat die woord van die Here vir ons hierdie mooi woorde sê. Dan gaan hy sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, ons kan nou met hom gemeenskap hê in die Gees. Halleluja. In the upper room of Jesus, sitting at his nail-scarred feet. Oh, what a blessed, sweet communion. Jesus is a friend of mine. Blessed, sweet communion, gemeenskap met die Here. Wanneer ons aan die tafel van die Here sit, het ons as broers en susters gemeenskap met mekaar en ook gemeenskap met die Here Jesus. Ek vra vanmôre baie mooi, moenie jou gemeenskap met die Here meng met gemeenskap tussen man en vrou nie. Maar dis is wat ons dink in hierdie dae. Ek is die bruid en die vrou van die lam. Die Here God weet dat jy in hierdie stadium daaraan kan dink. Die Here help. Gemeenskap met die Vader en die Seun is dat hierdie gemeenskap, en ek dink nie dat die kinders van God besef wanneer aan die tafel sit. Dis die enigste gemeenskap wat daar is tussen broers en susters en die Here Jesus en die Vader, gemeenskap met die Heilige Gees, is die enigste wat daar is. Ek wil dit so nou trek en sê, ons moet gemeenskap hê met die lam, wat geslag is met sy bloed. Halleluja, met die woord en met die Heilige Gees. Halleluja. Prys die Here. Daarom sê Johannes die volgende. En as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel. Kom maar sê ek nou vandag. Om in die duisternis te wandel is om te glo, jy is die bruid en die vrou van die lam. Maar die Here weet dit.
Die gemeenskap met die Here Jesus is so heilig, dat ek kan nie eers daaraan dink, dat ek die bruid of die vrou van die lam kan wees. Kan nie eens daaraan dink. Maar die Bybel sê, die wat veil is, sal veiler word. Dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Jy lieg. Prediker, jy lieg. Jy doen nie die waarheid. Wil ek weer sê, ons kan alleen met die Here wandel, in waarheid, dan sal ons hart in ons brandend word. O, prys die Here. Hy sê, maar, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Ek wil dit vandag vir u sê. As ons in die lig wandel, die waarheid, soos wat hy in die lig is, in die waarheid is. Maar wat sê, dan het ons gemeenskap met mekaar. Wie? Ons as kinders. Hoe kry ons gemeenskap? Deur die bloed van Jesus. Gemeenskap met mekaar. Deur die lig. Deur die waarheid. Halleluja. Het ons gemeenskap met mekaar. Waarom is daar so groot verdeeldheid onder die Pinksterkerk? Halleluja. Want daar's baie wat sê hulle wandel in die lig, maar hulle wandel nie in die lig. Daar's baie wat sê hulle wandel in die waarheid en hulle wandel nie in die waarheid. En ons probeer dat hierdie klomp mense eenheid moet word. Ek weet die Pinksterkerke probeer. Halleluja, ek het gehoor van 'n Pinksterkerkleier wat hulle noem hom die vader van Pinksters, die Here, God weet. 'n duiwel kan nie die vader van Pinkster wees nie. Daar is net een vader van Pinkster. En sy naam is God, die Vader, wat die Here Jesus Vader genoem het. Dis my Vader en julle Vader. En hy het die Heilige Gees aan sy seun gegee. En sy seun gee dit aan ons, deur ons te doop met die Heilige Gees en met vuur. Daar's net een Vader van Pinkster, en dis ons Vader wat in die hemel is. As jy in hierdie land van ons wil praat van vaders van Pinkster, dan kan die Flip Gerber gaan uithaal, Rassie Erasmus, ek weet so kan ek predikers uithaal. Maar hulle was nie eens vaders van Pinkster gewees nie. Want hulle was mens, diensknegte van God. Daar's net een Vader van Pinkster, en sy naam is God die Vader van ons Here Jesus Christus. Want was dit nie vir hom, wat die Heilige Gees aan sy seun gegee het nie, sou ons nooit Pinkster belewe het nie. Maar hulle verwerp God die Vader, hulle verwerp die seun, hulle verwerp die waarheid, hulle verwerp die lig, en hulle begin met hulle eie middeweg. Ek vra vir jou, prediker, wandel die Here nog met jou en wandel jy met die Here? Is jou hart brandend? O nee. As hy brandend is, moet jy weet, dis die helse vuur wat besig is om jou aan die brand te steek. Vir die leuen. En dit is so. Hierdie predikers wat die leuen verkondig is aan die brand, maar hulle is uit die hel aan die brand gesteek om die leuen te verkondig. Halleluja. En net alleen maar ons gemeenskap met mekaar het, in waarheid, in lig, deur die bloed, het ons gemeenskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons by mekaar, dan het ons
gemeenskap ook met mekaar. Ek met my broer en suster, ek met die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in een oomblik by mekaar. En ek wil vandag vir u sê, ons sit aan die tafel van die Here elke eerste Sondag van die maand. Het ons werklik gemeenskap met mekaar en met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek wil vandag vir jou sê, nou praat ons van in the upper room. Wanneer ons gemeenskap met mekaar het, werklik, omdat ons saam met die Here wandel, die Here saam met ons, behoort dit te gebeur wanneer ons nagmaal het, soos op Pinksterdag. Wanneer ons almal gemeenskap met mekaar het, dan moet die Heilige Gees in ons midde val, as ek het so kan sê. Maar ons het 'n lang diens, die een sing, daai een sing, daai een dankie gesê word, en daai een moet geprys word, en daai een is so, en hierdie man wat vandag, hier spesiale dienste, hy is so gesalfde van die Here, en die Here het hom ons gestuur om hierdie kerk reg te ruk, en weet jy wat alles nie, en dan stel hulle hom voor, as die leier of die president, of as voorganger, mag nie saak wat hy is nie, halleluja, ek meen, en dan sal hy nou God se woord bedien, en dit sal die Gees laat werk. Nee, julle is besig met die duiwel. As hulle gemeenskap met die Vader en Seun en die Heilige Gees gehad het, sou hulle nie soveel sondaars agtergelaat het, wat deur hulle optrede nooit die Here wil dien. Maar omdat hulle daar bo sit, is hulle geregverdig daarvan. Ek wil vir u sê, die bloed van al hierdie sondaars wat deur hulle skade gekry het, sal op hulle hande eendag wees. En dan sal ons sien, hulle het nooit gemeenskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees gehad. Hulle het nie saam met die Here gewandel. En die Here het ook nie saam met hulle gewandel. Halleluja. Prys die naam van die Here. Prys die Here. Halleluja. En dan sê die woord van die Here, ek gaan net gou hier in Johannes ook lees, en daarmee gaan ek afsluit. Dit was vir my so wonderlik, die skrifte. 1 Johannes, tweede brief. Halleluja. 6de vers. Net is na 2 Johannes toe gaan. Dis die 4de versie, ek wil net die 4de versie lees. Hy sê, ek was baie bly, dat ek van u kinders gevind het, wat in waarheid wandel. Die Here weet. Ek wonder, hoeveel sal ons vandag vind, wat in waarheid wandel. Hulle hou die waarheid voor, maar hulle doen nie wat die waarheid sê. Soos ons gebod van die Vader ontvang het. Van wie? Van die Vader. Van die Vader. God is lig, geen duisternis in hom. En hy is waarheid, die Seun is waarheid, die Heilige Gees is waarheid. Hy sê hierdie mooi woorde, dat dit wat ons van die Vader ontvang het, is wat? Hy sê dit in 1 Johannes 1 vers 14. Praat van die eerstgeborene wat van die Vader kom, wie sy heerlikheid ons aanskou het. Die heerlikheid van die eerstgeborene, alle vol van genade en waarheid. Elke woord wat van die Vader, wat die Here Jesus gespreek het, was waarheid. Dit wat Paulus, Petrus, Johannes, is waarheid, 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 waarheid. Daarom sê, ek was baie bly, dat ek van u kinders gevind het, wat in waarheid wandel. Dan sê hy, ook in Johannes, die 3de hoofstuk, die 3de brief, en hy sê hierdie mooi woorde, 3de en die 4de versie, kom ons lees dit saam. Hy sê dit weer 'n keer, ek was baie bly dat daar broeders kom, wat van jou waarheid getuig,
soos jy in waarheid wandel. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Kom maar sê, as jy nie in die waarheid wandel nie, sal die Here Jesus nooit met jou wandel nie, en jy sal nie met die Here Jesus kan wandel nie. En hierdie Emmausgangers het saam met die Here gewandel, en die Here saam met hulle, en hy die skrifte vir hulle uitgelê, en toe hy dit doen, toe word hulle harte brandend. Ek weet ons sing oor die Heilige Gees, dat die Heilige Gees ons brandend moet hou. Daar is net een manier hoe die Heilige Gees ons harte brandend kan hou, en dit is as ons met die Here wandel in waarheid, en ons gemeenskap het met die Vader en met die Seun, halleluja. Dan alleen sal ons harte brandend word, wanneer hierdie skrif nie gepreek word nie, wanneer jy hom lees by die huis, alleen met die Here in gemeenskap, terwyl jy die skrif lees, sal jou hart brandend word. En as hierdie woord met sagmoedigheid ontvang word in jou binneste, wat in staat is om jou siel te red, sal hy jou hart brandend hou. Wanneer? Wanneer jy daar buiten beweeg, wanneer jy in die strate beweeg, wanneer jy met mense te doen kom, sal jy nog steeds brandend wees. Give me oil in my lamp, keep me burning. Die olie is die liefde, en die Seun van God is die geliefde Seun, en hy word ook die liefde genoem. Ons het al reeds dit gehoor, sodat as die liefde saam met my wandel, ek wandel saam met die liefde, en die liefde spreek deur die woord, deur die Heilige Gees, uit die woord met my, dan bly my hart brand. Nou wanneer ek die leuns wat mense verkondig hoor, en jy bring vir hulle hierdie waarheid, dat ners hulle op hulle tange, hulle jaag jou weg, vir als het gaan oor die wegraping, ons is die bruid, huwelik in die hemel, in die regterstoel in die hemel, vir als jy daaroor praat, dan haat hulle jou, jy sien dit in hulle gehele gedrag, en dis 'n duidelike bewys, Jesus wandel nie saam met hulle nie. Want hulle luister nie na wat hy vir hulle sê, hoe hy die skrifte aan hulle oopmaak deur die Heilige Gees nie. Hulle luister nie. Hulle luister wat ander predikers sê. Glo dit en aanvaar. Ek wil vandag vir jou vra, wandel jy in waarheid? Want dan alleen kan die Here saam met jou wandel. Dan alleen kan die skrifte vir jou gegee word, oopgemaak word, sodat jou hart brandend kan bly. Dis waarom Lukas vir my so mooi is, maar ek wil hierdie vers wat ek laas Sondag ook genoem het, weer vir u gee. Halleluja. Hy sê, wil ek net kry, in Hooglied 8, sê hierdie woorde. Skien moet ek hierdie mooi lees. Die 6de vers, dra my soos 'n seelring op u hart. Soos 'n seelring op u arm. Ek wil nou vandag vir u sê. Daar is net een seelring wat vir ons gegee is. En dit is die Heilige Gees wat ons ontvang. Want ons word verseël met die Heilige Gees. En wanneer ons ook praat van die seelring, as 'n koning 'n wet uitvaardig, dan verseël hy dit met sy ring.
En wanneer hy so sê, dra my soos 'n seelring op u hart. Die woord van God is die hartslaaf van God se woorde. Halleluja. Die woord van God. En hierdie seelring, waar, as ek in waarheid wandel, word ek verseël met hierdie seelring, die Heer, die woord van God, wat hy gespreek het. Soos op die arm, daarom sê ons moet leun op die arm van die Here. Dis alles verseël deur die Vader self, die seelring. Hier die hele woord dra, ek wil amper sê, die chap van die seelring op. En dis net so goed soos die seelring van die koning. En dan gaan hy verder en hy sê, want liefde is sterk soos die dood, en die liefdesywer is so hard soos die doodryk. Sy gloed is 'n gloed van vuur en 'n vlam van die Here. Dis wat met hierdie Emmosgangers gebeur het. Christus het gepraat van die woord wat verseël is deur die Heilige Gees. En dit het hierdie manne se hart brandend gemaak. En dit het hulle in staat gestel om hom te herken aan die tafel. Die Heilige Gees en vuur, ek het al reeds genoem. Dis 'n gloed van vuur, 'n vlam van die Here. En dis wat binne in hierdie manne se harte gebeur het. Want die liefde, Christus het saam met hulle gewandel. En toe hy spreek, toe word sy woord 'n vlam, want dit kom uit die liefde uit. Prys die Here. Hy sê in sy 7de vers, groot waters kan die liefde nie uitblus en riviere dit nie oorstroom nie. Al gee 'n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep verag. Weet jy wat? Alles wat ek het, my huis, my kar, al my besittings, as ek sê, Here, ek offer dit alles op vir u, die liefde, dit kan nie die liefde behaag. Want dit is nie waaroor die liefde van God gaan nie. Gaan nie oor alles wat ons sê nie. Dit het niks met die liefde, ware liefde doen nie. God sal sorg dat ons genoeg het om van te lewe, maar moenie liefde daarin sien. O, dis die Here wat my so lief het, dat hy vir my hierdie kar gegee het. Halleluja. Hoor wat sê hy? Ek wil dit weer sê. Al gee 'n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle, dit meen die liefde, sou hom diep verag. Dit meen, nou sê hulle, saai en maai, ek gee. Nou sê die Here vir my, weet jy wat die liefde verag het? Halleluja, ek sê nie, jy moet gee nie, maar dan gee jy, soos wat die Here vir jou sê, om te gee. Moenie sê, jy saai nou, die sodat jy terug kan ontvang nie, want die liefde verag het. Halleluja. Kom ons vergeet van hierdie tydelike goed van ons. En ons kom by hierdie Emmosgangers. Hulle was op reis na Emmos. En die Here het saam met hulle gewandel. En ons is op reis. Ons is op pad hemel toe. Ons is op pad na ewige koninkryk. Ons is op pad. En terwyl ons op pad is, sien wie langs jy loop. Saam met jou loop. En hy saam met jou. Ek wil dit so stel. Dis die Here wat saam met ons loop. Ek kan nie uit my eie krag uit saam met hom loop nie. Hy loop saam met ons. En hy wil dit. En hy wil alles in jou lewe tot volle geregtigheid en volheid bring, sodat jy die volle genade en die volle liefde en die volheid van die Heilige Gees en volle kan smaak. Is jou lendene omgord met die waarheid, is jou lamp aan die brand. Ons sing daai mooi koortjie, gooi olie in die lamp van my. Dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg nie. Ek wil dit so sê, jy kan nie meer olie kry, as die Here nie saam met jou wandel. Want jou hart moet aan die brand wees, as gevolg van die woord, wat die Here Jesus met hierdie twee manne gespreek het.
En dan kan jy waarlik sê, ek herken hom. Ek herken hom aan die brood wat hy gebreek het, aan sy woord, wat hy vir my breek en oopmaak. Vader, dankie vir u woord. Dankie vir die waarheid. Daar is in die naam van u seun, is van u kinders, wat nog in waarheid wandel. Here, daar is. En Here, hulle het u so nodig in hierdie tye waarin ons lewe. Want hulle word verwerp, hulle word weggewys. Niemand wil iets met hulle te doen hê nie. Kerk wil hulle uitwerp. Maar ek dank u dat u met hulle wandel. Dankie, Here, dat die woord wat hulle lees en waarin hulle glo, brandend is. En ek dank u dat u uself nog aan hulle openbaar. Maar Here, daar is so baie wat gelowig geword het, kinders van die Here geword. Wat koud en afsydig is. Deur die woord wat hulle hoor. Wat as waarheid moes uitstaan, maar wat 'n leuen in die mond van predikers en mense geword. En Here, ons kan hoor, as ons sing, please let me walk with you, Jesus. Hoe hard en hulle binneste roep daarna. O Here, wees genadig in die naam. En Here Jesus, dat hulle sal toelaat dat u saam met hulle wandel. En dat hulle weer begin aandring te sê, Here, bly by ons. Bly by my. Oh, halleluja. Halleluja. Dankie dat u woord so wonderbaarlik is. Dankie vir die waarheid. Here, dat elke hart waarlik in hierdie tye brandend sal word. Tot verheerliking van u naam en ons prys u daarvoor. Amen en amen.